ons nie moet mis nie. God kies klein ruimtes om groot stories te begin. Nie omdat hy nie groot kan nie, maar omdat hy nie die logika van die wêreld volg nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier dra ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie en daar waar ons bly, werk en speel. Psalm 113 sê, hy kyk ver oor die hemel uit, maar hy buig af na die grond. Hy maak die swakke sterk, hy lig die geringes op, en wanneer ons hierdie verstaan, van Bethlehem tot jou kombuis, dan verander jou perspektief op klein. God kies 'n klein gesin om 'n nasie te begin, Abraham, 'n slaaf wat nie mooi praat nie om 'n volk te bevry, Moses, 'n skaapwagter vir 'n koning, Dawid, 'n jong meisie vir 'n Messias, Maria, 'n onbekende dorp vir die grootste geboorte, Bethlehem, 'n klein groepie vissers vir 'n wêreldwye sending, die disippels. En miskien is die probleem nie dat God te min doen nie, maar dat ons net kyk waar die lig groot is. Die evangelie begin in die donker. Kom ons maak dit persoonlik. Het jy al ooit gewonder hoekom jou lewe nie groter lyk nie? Hoekom jy nie die platform het wat ander het nie? Hoekom ander mense se roeping groot voel en joune klein? Miskien is dit nie omdat God vergeet het nie. Miskien is dit omdat hy juis begin waar jy nou is. Die wêreld meet deur bereik, God meet deur beskikbaarheid. Stel jou voor, 'n klein huis. 'n Ma bid oor kinders wat slaap. Niemand sien dit nie, geen applous, geen Facebook-storie nie. Maar die hemel registreer dit as koninkryk. 'n Jong man werk met integriteit in sy gewone kantoor. Niemand klap hande nie, geen foto's nie, maar God sien 'n altaar van lof. 'n Ouma sê 'n woord van bemoediging vir 'n kleinkind en 'n kunswerk van geloof begin vorm, sonder dat sy dit ooit weet. Dit is Bethlehem. Dit is die logika van God. Die wêreld sê, groot dinge gebeur op groot platforms. God sê, groot dinge begin in klein ruimtes. Wat is die nuwe groei vir hierdie nommer 1 netwerk vir jou lewe, waarvan jy deel is en wat jy ook deel met ander? Dit is waar ons as netwerk anders moet dink. Ons sal nie die nommer 1 netwerk vir jou lewe word deur groot te begin nie, maar deur getrou te wees juis daar waar dit klein lyk op die oomblik. Dit beteken, ons sien ons wyke as heilige grond. Huisbesoeke en saamkuier by mekaar en ander innooi om deel te wees is nie kleiner as preke nie. Dit is evangelie. Kinders wat sing in 'n klein saal is net so belangrik soos 'n orkes op 'n groot verhoog. 'n Gesprek by 'n braai kan net so geestelik wees soos 'n konferensie. Die mense wat stil dien, dra soms die grootste roeping in die koninkryk. Jy hoef nie op 'n platform te staan om 'n priester te wees nie. Jy hoef net teenwoordig te wees. God begin nie net groot werk in klein plekke nie. Hy begin groot werk in klein mense. Mense soos jy, stories soos joune, huise soos joune, Bethlehem lewe. Want die teenwoordigheid van God is nie beperk tot groot nie. Dit is gevestig in getrouheid. Tot môre, mooi loop.